Dag sê, my naam is Johan Viljoen. Ek groet jou in die wonderlike naam van Koning Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand sal by die Vader uitkom, behalwe deur die kosbare bloed van die lam nie. Ek lei die Teshua Familiekerk hier in Tauranga, Nieu-Seeland. Ek nooi jou nou uit om saam met my deel 2 van Vader se tabernakel deur te gaan. Mense, as jy nog nie deel 1 gekyk het nie, raai ek jou sterk aan. Kyk eers deel 1, waar Jesus in die Ou Testament die detail vir ons gee. Die tabernakel is die onderwerp reg deur die Bybel, wat Vader die meeste detail oorgee. So dis van kardinale belang om Vader se tabernakel te verstaan. Ek het baie Ou Testamentiese skrifte deel 1 gegee, en dit gaan amazing vir jou wees om die deel 1 te sien, Ou Testament wat vervul word in die Nuwe Testament deur Jesus, en jy gaan sien in deel 2 hoe Jesus die tabernakel is, en hoe my en jou liggaam die tempel van die Heilige Gees nou is. Johan, hoekom draai jy IDF hoed, met ander woorde Israeli Defense Force? Mense, ek kom net 'n statement nou maak, dat ek is pro-Israel, ek is pro-life, ek aanbid die God van Abraham, Isak en Jakob, en daai selfe God het vir my gesê, bid vir die vrede van Jerusalem. Die wat Israel seën, ek sal hom seën. Wel, ek het Vader se blessing nodig. Die wat Israel vervloek, ek sal hulle vervloek. En ons almal wys vingers na Hitler, maar sadly, as gevolg van soveel kerke daai jare wat doodstil gebly het. Die kerk het nêrens opgestaan om te veg saam met Israel nie. Wel, ek en my kerk doen nie dit nie. Ons staan op, ons onderwerp ons aan God, ons weerstaan die wêreldse kragte en magte, en Satan sal van ons wegvlug. So ek nooi jou aan, en ek raai jou aan, trek jou volle wapenrusting aan, Efesiërs 6:12, sodat jy saam met my en die liggaam van Christus, ons kan onderwerp aan God, dan veg ons saam met IDF, saam in die geestesriem teen die duisternis. Nee mense, ons gaan nie guns optel en skiet nie, ons veg die geveg in die gees. Dit is die krag, mag en autoriteit wat deur die bloed van die lam gekom het. Amen. Ja, tabernakel van Vader. Ek gaan vir jou wys, soos ek sê, hoe Jesus die Ou Testament om vervul in die Nuwe Testament. Daar is die tabernakel, julle sal hom onthou van deel 1, Johannes 17:14. Ek het hulle u woord gegee. Abba Vader gee vir ons sy enige gebore seun. En Jesus het tussen ons kom tabernakel. So die tabernakel, gaan jy sien, verwys na Jesus se liggaam. So Vader gee vir ons die tabernakel, en nou sê hy, heilig hulle in u waarheid. Wie is hulle? Ek en jy. Elkeen wat Jesus aanneem, sê hy, heilig hulle in die waarheid. Wat beteken die woord heilig? Dit is nie om te sê jy sonder sonde nie. Die woord heilig beteken to be set apart for God's use only. Dis hoekom maar 'n heining om die tabernakel is. Ek en jy is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. Hier is ons in die beskerming van Abba Vader. Ons is onder die beskerming. So mense, heilig hulle in die waarheid. Julle gaan sien, soos ons deur die tabernakel beweeg, hoe jou heiligdom kom. Brandofferaltaar, die doopbad, die menorah, die tafel van toonbrode, die wierook, en dan die verbondsark. Elke ding beteken iets, en elke ding het Jesus kom vervul. En elke ding beteken vir my en vir jou iets, om in ons liggame, ons lewens te doen op hierdie aarde. Kyk, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, wat ons net gesien het. Koning Jesus, wat gees en waarheid is, die woord van God, is gebore deur die maagd Maria, en hy het onder ons kom woon. Die Engels sê het, and he tabernacled amongst us. Daar is baie ander vers ook, maar ek gaan net een vanweer die tyd. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore seun, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid.
Hier is een van die verse wat Jesus uitskree. Ek het nie nou gekom om te veg nie, dis nie nou die tyd nie. Ek het gekom as die lam van God, om vir jou genade te bring. Dan waarheid, gered deur genade, op geloof, geloof op die waarheid. Ons gaan dit vat. Johannes 1:29. Johannes sien na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons almal weet van die kruisiging, prys die Here daarvoor. Heaven's doorway opened by Jesus Christ, the one and only. En mense, hier staan hierdie Joodse mannetjies saam met Johannes, en die Jode se tradisie vir 4000 jaar ken hulle met lammetjies offer, duiwe offer, wat ook al. So bloed, onskuldige bloed moet vloei om die sondes te bedek, nie weg te neem nie, te bedek in die Ou Testament. Hulle offer nie meer mense nie, hulle het nog nooit mense geoffer. Dit was songod aanbidding en daai dinge. En nou sê Johannes, hey manne, kyk daar is die lam van God. En hierdie Joodse manne kyk op en hulle sê, wat bedoel jy, dis 'n mens? Ons gaan nie die mens gaan offer nie, want as hulle hoor lam van God, hoor hulle die offer van God. Ek en jy weet nou wat dit beteken, maar vir hulle was dit nie op die ore. So, daar is die lam van God, die offer van God, wat nie die sonde van die wêreld gaan bedek nie, hy gaan die sonde van die wêreld wegneem. Amazing grace. Nou, T's and C's applies. Ek gaan nou vir jou wys reg deur hierdie skrif, dat ek noem het self, God se terms and conditions, want jy gaan nie vir my, ek challenge jou, jy gaan nie een blessing in hierdie Bybel vir my wys, sonder 'n voorwaarde nie. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly lewe in die land wat die Here jou gegee het. Bepeins die skrif dag en nag, dan sal jy nou gesed wandel in al jou weë. Vergewe my sondes, Here, soos ek my sondaars vergewe. Dis die voorbeeld. Kyk nou hierso. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy is die enigste deur na die waarheid toe. Hy is die enigste deur na die ewige lewe toe. Nou kyk die terms and conditions. So lief het God die wêreld gehad, yes. Nou die leen daar buite. So lief het God die wêreld gehad. Enige iemand daar buite het Jesus so lief. Jy hoef hom eers aan te neem nie. Hy het klaar vir jou sonde gesterwe. God se genade is so groot dat hy die wêreld lief gehad het, dat almal gaan hemel toe. Moenie worry nie. Dis 'n leen uit die put van die hel uit. Moenie daarna luister nie. Mense gaan kyk op my website. Ek het daar 'n paar lesings, nou onder andere die 10 maagde. Gaan kyk net na 'n paar van die verse wat ek uitgehaal het om vir jou te wys. Do not be deceived. Moenie laat Satan jou vir 'n ride vat nie. So, wat is die terms and conditions hier? Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Jy kan nie, Jesus het nie net vir almal gaan sterwe nie, dan hoef jy hom nooit aan te geneem het nie. So, almal wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe kan hê. En dan lig jy hande, heilige hande op en jy sê, dankie Here vir u genadegawe. As jy jouself nou 'n gelowige noem, dan het jy mos klaar Jesus aangeneem. Dan staan Romeine 12:1 vir jou uit. Ek vermaan julle. Nou, die skrif sê in 2 Timoteus 3:16 sê, die hele skrif is deur God ingegee om mekaar te vermaan, bestraf, weerlê, terecht te wys, sodat die man van God volkome kan wees vir elke goeie werk. Nou, vermaaning is onder andere dit. Ek vermaan jou as ek sien jy doen iets verkeerd. Vandag as jy vir die average Christen sê, Boeta, ek sien jy doen dit. Wie is jy om uit te oordeel? Nee, ek vermaan jou volgens die skrif. You offend me. Matteus 24 sê, in die laaste dae sal baie mense aanstoot neem. Be offended. Moenie jy een van hulle wees nie. Jy is tot alles in staat deur Christus vir jou krag gee. En ek en jy, as deel van die liggaam van Christus, is daar om mekaar te vermaan. In liefde, deur die Heilige Gees, staan vastig op die woord. So ek vermaan julle dan, broeders,
As hy praat van 'n broeder, is dit 'n medegelowige. By die ontferminge van God, dat julle hele liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dis jou redelike godsdiens. Mense, as jy duur gekoop is deur Jesus en jy noem jouself 'n disipel, sê hy, jou liggaam moet jy nou aan God stel as 'n heilige. Wat's heilig? To be set apart for God's use only. My vriend, is jou liggaam eenkant gesit vir God se gebruik, of is jy nog deel van die wêreld? Want onthou, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, sê God, gaan jy 'n vyand van my word. Ouch! 1 Korintiërs 6:20, want julle is duur gekoop. Hoe bepaal jy jou waarde, my vriend? Jou waarde word bepaal aan die prys wat iemand bereid was om te betaal. Die skepper van die hemel en die aarde, God Almagtig, het sy seun gegee om jou te koop. So ek en jy is duur gekoop. Imagine hoeveel werd is jy? Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Die gees wat jy het, as jy die Heilige Gees ontvang het, dis nie jy wat die dinge doen nie. Dis hoekom die skrif sê, moenie brag en boast omdat jy begin werke doen nie. Dis die gees wat aan God behoort. Ek en jy is net 'n bruikbare tuinslang. Die lewende water loop deur ons. Strome van lewende water loop uit ons uit. So mag jy ook die kragte en magte van Koning Jesus deur jou laat vloei. Mag jy net Jesus verheerlik in jou liggaam, want jy behoort aan hom. Hy het jou gekoop met sy lewe. Nou ja, hier is die tabernakel. As julle gaan onthou van deel 1, en julle gaan nou sien en verstaan, Jesus is en was die tabernakel. Onthou, I came to tabernacle amongst you. En hy kom nie om dit te ontbind nie, maar te vervul. So hoe kan jy nou, as jy in die wêreld is, jy ken nie vir Jesus nie, hoe kan jy deel word van die liggaam van Christus? Hoe kan jy in die skaapskraal ingaan? Hoe kan jy deel word van die eklesia? The Great Commission. Dit is nou waar God vir my en vir jou die opdrag gee. Gaan heen, maak vissers van mense. Ja, en ek is nie 'n dominee of 'n pastoor soos jy nie. As jy jou noem 'n medegelowige, as jy sê jy is duur gekoop deur Jesus, is daai opdrag aan jou, my vriend. Ek, prys die Here, is gelei deur die Heilige Gees om dinge soos hierdie te kan teach. Ek is nie 'n straat evangelist nie, maar hierdie manier kan ek gebruik om in jou ore vandag in te praat. En jy gaan sien, ek volbring net Matteus 13. Ek's bereid om die woord te saai in jou lewe in. En die skrif sê die geloof kom deur die gehoor. So ek bid, soos Openbaring sê, laat elkeen wat 'n oor het, as jy 'n oor het, praat die Here met jou. Elkeen wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die Here sê. En nee, ek is nie die Here nie. Die skrif sê, die Heilige Gees praat deur my. En mense, ek deel met julle skrifte, en dan brei ek net uit daarop. Jy gaan self sien in jou Bybel wat in hierdie skrif aangaan. So kom ons kyk wat die opdrag. Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Past tense, beveel het. Nou kyk mooi, aan my is mag gegee, alle mag. So as jy die wapenrusting het, as jy die autoriteit van Christus het, het jy alle mag om op slange en skorpioene te trap. Slange en skorpioene is verwys na Satan en sy magte. Gaan maak disippels van al die nasies. Oppas vir die rassistiese terme van, nie is net die boere van Suid-Afrika, nie is net die Jode van Israel, nie is net die swart mense in Afrika. Al die nasies. Jesus se eie woorde, alle tale, alle volke, alle stamme, alle nasies. Moenie laat Satan jou vang met die rassisme gees nie. En die kort weergawe, wat is rassisme? As ek nie vir 'n ander nasie, 'n ander taal,
die evangelie wil verkondig, omdat hy nie my bloedlyn is nie, omdat hy nie my velkleur is nie, omdat hy nie Afrikaans praat nie, dan het rasisme jou beet. Jag hy duiwel. So gaan heen, jy kan nie op jou stoel sit by die huis, 7de traan kyk en dink, dis gaan heen nie. Nee, gaan uit die tabernakel uit, gaan heen en maak vissers van mense. Doop hulle in die naam, nie met die naam nie. Gaan kyk in jou Bybel, daar staan nêrens met die naam van Jesus nie. Dit gaan nie oor die vocabulary nie. Dit gaan nie oor hoe jy hom noem nie. Dis in sy naam. En die tabernakel skree vir jou uit. Dis in sy naam. In sy naam beteken sy attributes, die vrugte van die Heilige Gees, die werke van die Heilige Gees, wat alles van Vader afkom. So mense, of jy nou Koning Jesus in Afrikaans Jesus noem, in Engels Jesus, in Hebreëus Yeshua, noem hom wat jy wil. Die persoon wat jy noem, die vocabulary wat jy gebruik, moet net 1 Korintiërs 15 volbring. I declare unto you the gospel. En daai naam wat jy gebruik, byvoorbeeld wat ek noem Jesus of Yeshua of Jesus, whatever, dis die 3 wat ek ken. Ek ken nie ander tale nie. Dis die man wat vir my en vir jou gesterf het aan die kruis, die lam van God, the Son of Man. Amen. Okay. So in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. Nee, maar ons glo net in die Nuwe Testament, om alles te onderhou, want toe hierdie geskryf was, my liewe vriend, was daar nog nie 'n Nuwe Testament nie. So hier verwys hulle in enige case net na die Ou Testament. Maar ons weet, waar ons vandag staan, die hele skrif is deur God ingegee. Wees versigtig vir daai leuen. Nee, daai is deur Paulus geskryf, dis nie deur God geskryf nie. Nee, daai is deur Johannes. Wel, skeer dan net die hele Bybel uit. Jy hoef nie eens die Bybel deur te lees nie. Want God sê, ek het my gees, het ek deur daai disippels, deur daai skrywers gebruik, wat geskryf is oor 4000 jaar, en daai boek maak so. The Bible is an integrated message system from outside our time domain. Mense, daar's soveel profesie in die Bybel wat in vol vervulling kom. Moenie na die duiwel luister wat, daai is vir dit geskryf, daai is vir dat geskryf. Die hele skrif is vir my en jou, en dis die basic instructions before leaving earth. Okay, so jy's nou gered, jy's in die liggaam, die Here het jou vas, jy het 'n persoonlike verhouding, nou gaan jy heen, maak vissers van mense. Jy gaan uit die liggaam uit en jy gaan maak vissers van mense. Moenie in die kerk probeer vissers van mense maak nie. In die kerk muld ons mekaar, yster slyp yster. Ons moet mekaar opbou, ag dit loutere vreugde en. Nou dat jy in die tabernakel is, kry jy jou 30-voudige bediening, jou 60-voudige bediening en jou 100-voudige bediening. Jy bepaal waar jy kan wees of wil wees. En net so vir die kennis, dis die voorhof, die heilige en die allerheiligste. Dit gaan alles sens maak deur die lesing deur. En ja, daarbo, Matteus 13, die gelykenis van die saaier, dis wat jy gaan doen. Jy gaan uitgaan en saad saai. Die saad is die woord van God. Die grond waarop het val is die hart. Die vraag is jy ontvanklik vandag of sê jy, nou laat ek en jy uitgaan. Nou gaan ons in die wêreld in. God sê ons is in die wêreld, maar nie deel van die wêreld. So ek en jy gaan nou uit met die opdrag van Christus om 'n verlore siel wat op pad hel toe is, in die liggaam in te bring. Want dis hoekom hy gesterf het, is sodat ek en jy nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En nou dat jy gered is, om 'n wyse maag te wees, mense, it's not a fashion statement, it's a declaration of war. So ons gaan uit, en daar's 'n duidelike oorlog teen die koninkryk van duisternis. Ek en jy leef in die koninkryk van lig, maar daar's 'n koninkryk van duisternis wat kragtig is en magtig is, maar hy is nie almagtig nie. En onthou daai een vers, daar's baie ander verse ook, maar daai een vers, ek het alle mag en ek het aan jou gegee. So gaan nou sien hoe kry jy daai krag en mag. So nou gaan jy uit en jy encounter die vrugte van die vlees, dis van Satan af, wat jy met die vrugte van die Heilige Gees oorkom.
Jy kry die werke van die vlees. Ek gaan nie deur almal gaan nie, die skrif is duidelik. Gaan kyk byvoorbeeld daar by Galasiërs 5 vers 19 rond, gaan lees daarso en baie ander plekke. Jy kry die werke van die vlees, wat jy as 'n gelowige met die werke van die Heilige Gees moet oorlê. Sadly is al soveel Christene wat hartseer raak, as jy vir hom sê, het jy al die werke van die Heilige Gees gedoen? Dis nie van die werke nie. Ja, jy moet werke van die Heilige Gees hê, om die werke van die vlees en die vrugte van die vlees te oorkom. Jy moet die mag van duisternis oorkom, met die mag van lig en sout van die aarde wees. Onthou, dis 'n gevalle en 'n vervloekte wêreld. So daar's dinge wat om ons gebeur. Mense raak siek, mense gaan dood, mense beklei, want daar's dodelike kragte en magte daar buite. Maar die oes is wit, maar die arbeiders is min. Die Christene ken nie hulle skrifte nie. Matteus 22 vers 29. Julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Mense, moenie laat die duiwel jou daar vang nie. Kry jou skrifte. Verstaan die skrif, dis die swaard. Ok, nou kom ons by die woordjie, onvoorwaardelike liefde. En ek wil vir jou sê, vanaf COVID se tyd, toe hierdie wokeheid so begin erg aanraak, toe kom ek agter 'n nuwe angle, hoe Satan die kerke infiltreer met onvoorwaardelike liefde. En daar is onvoorwaardelike liefde van Abba Vader af, maar die kerke, Satan het dit kom pervers maak. Want mense, gaan kyk, daar 7 kerke in Openbaring. Die 7de en die laaste kerk, dis waar ons nou in is. Dis die tydperk waarin ons is, as jy jou Bybelstudie gaan doen. Die kerk se naam is Laodicea. Dis wanneer die Laodicea beteken the rule of people. Jesus het nog nooit gesê, die mense met die mense heers. Jy moet heers oor die skepping. Jy moet heers oor Satan. Jy moet nie heers oor mekaar nie. En sadly, vandag se kerk, Laodicea, is getroud met die wêreld. Ons is in die kerkdispensasie waar ons in die hoer van Babylon is. En Jesus sê, kom uit daar uit. As jy die kerk gaan lees, gaan jy sien, Jesus sê, ek klop aan die deur. Wanneer klop 'n mens aan die deur? Wanneer jy buite die kerk is. Jesus klop aan die deur en hy sê, kan iemand uitkom? Kom uit hierdie godsdienstgrip uit. Hierdie prosperity preaching, hierdie greasy grace cover all sin. Dis 'n lieg, man. Genade is nie 'n lisensie om te gaan sonde doen soos jy wil. Jesus sê, ek haat sonde. Jy moet ook sonde haat. Maar ek het die sondaar lief. Soos ek en jy uitgaan, gaan ons die sondaars intrek. Want Jesus het hulle lief. Ok, onvoorwaardelike liefde. Dit sluit baie sterk aan, nou natuurlik hier by Johannes 3:16. En let nou mooi op in die klas. Die woord liefde wat daar gebruik word is agape, en die woord vir wêreld is kosmos. Dit is nou die Griekse woorde. Nou met groot hartseer, Afrikaans is toe nou nie die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf is nie. Ek glo jy het dit geweet. Ou Testament, hoofsaaklik Hebreëus, met 'n bietjie Aramees, Nuwe Testament, Grieks. So, Afrikaans is 'n armtaal. Ek meen byvoorbeeld liefde, vir my en jou is liefde. In Grieks is daar 4 verskillende liefdes. Vrees die Here jou God. Jy het vrees jy moet die Here vrees, en dat jy vrees vir die Here sê, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. So, weerspreek die Bybel om nou? Nee, as jy in Grieks gaan lees, kom jy agter, dit beteken 'n vrees, God sê, ek het jou nie daai vrees gegee nie. Daai kom van Satan af. Fear of man, fear of failure, fear of whatever. Dit kom van die put van die hel af. Maar vrees die Here is, Abba Vader, U is die heilige God, 'n heilige vrees, 'n respekvolle vrees. As Vader vir jou sê spring, dan sê jy hoe hoog, maar uit 'n verhouding uit, nie uit 'n bangheid uit. En dan is daar 'n stukkie, een van die vreeswoorde is, it's fearful to fall in the hands of the God of Israel. As jy teen God en sy volk gaan opstaan, gaan hy vir jou pas sleg gee. Ok, want so agape, lief, het God die kosmos, wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen met in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die woord agape
is unconditional love. Die woord kosmos, sy eerste beskrywing is natuurlik die aarde en alles wat God gemaak het, die kosmos. Sy tweede beskrywing in Grieks, creating order out of chaos. Nou hier is nou 'n beautiful ding, let op in die klas mense. Vader sê, gaan uit die tabernakel uit, ek wil gou terugfliek, nou gaan ek en jy uit, ons gemaak vissers van mense. Jy kan nie vir die man wat vasgevang is in byvoorbeeld pornografie sê, as jy by hom uitkom, en jy begin met hom praat oor Jesus, en hy sê, Johan, Jesus gaan my nooit, ek kan nie Jesus aanneem nie, want ek sit vasgevang met pornografie. Ek sit vasgevang met drank. Ek sit vasgevang met drugs. Fill in the blank. Jy kan nie vir daai ou sê, Jesus is lief vir jou, maar los net jou drugs uit, los net jou drank uit, los net jou geigheid uit. Jy kan nie dit vir hom sê nie, want dan is dit nie onvoorwaardelike liefde nie, want jy bring sopas 'n voorwaarde in. So verstaan dit nou. Jesus weet, Abba Vader weet, so lief het ek, so agape het ek die wêreld gehad. Want hy weet almal wat hom nog nie aangeneem het nie, is in kettinge van duisternis. Want ek en jy word gebore in 'n sondige wêreld. Ek en jy word groot in 'n sondige wêreld. Jy kan in die beste pastoorshuis groot word, dit maak jou nie 'n Christen nie. Jy gaan op 'n dag self moet kies. Ek wil Jesus Christus aanneem as my persoonlike verlosser, my saligmaker. 1 Korintiërs 15, gaan lees dit. En dan gaan jy kies om gedoop te word. Dan is jy daar binne. Maar intussen, as jy in die wêreld is, Satan het jou, hy het jou verblind, hy is die vader van die lees, vader van die leuns, hy is die verderwer van die vlees, hy is die mensemoordenaar, hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy was ex-Lucifer. Lucifer, toe hy uit die hemel uit geskop is, word hy die slang en die draak en die lys gaan aan. Okay, so jy sou daar vasgevang. Nou sê God, deur 'n goeie en getroue diensknegt van Jesus wat uitgegaan het, en hy maak vissers van mense, kom hy nou by hierdie ou uit en sê, moenie worry waar jy nou is nie. Jy moet God aanneem. Jesus het jou so lief dat hy sy lewe vir jou gegee het. Nou die wêreld buite, Satan kan baie goed fake en kopie en allerlei goed, maar hy kan nie ware liefde namaak nie. So as jy hierdie ou met die liefde van Jesus kan wen, as jy vir hierdie ou in die wêreld kan verduidelik hoe God hom lief het, hoekom die lam van God gaan sterf het, om jou te koop uit hierdie mag uit, in sy koninkryk in die liggaam van Christus, terug na die ewige lewe toe, dan is dit amazing. So dis onvoorwaardelike liefde. Jy moet niks aflê om Jesus aan te neem nie, want dis wat bedoel, you are saved by grace. Jy's gered vanuit die wêreld deur genade. Dis 'n gratis geskenk. Hoor mooi, jy kan nie met werke van die Gees in die hemel kom nie. In die hemel kom, gered word nie. Geen werke wat jy doen, kan jou red nie. Een manier red jou, deur die genade van die bloed van die lam. Maar wanneer jy gered is, en jy is in die liggaam van Christus, nou raak het 'n ander saakie. So, verstaan nou, agape, unconditional love, cosmos, creating order out of chaos. Wat sê Jesus nou eintlik vir hulle? Nou, JUV is my weergawe van Johan Unauthorized Version. So ek skryf bietjie Johannes 3 vers 16 oor op 'n meer verstaanbare manier, as jy dit so wil stel. Na die sondeval is daar net chaos, Satan. Maar ek, die almagtige God en hemelse Vader, het my skepping, want hy is die skepper, so onvoorwaardelik lief, dat ek my enige gebore seun gegee het. God het die blymoedige gewer lief, want hy is 'n gewer. God lief om te gee. Ek hoop jy het ook 'n hart om te gee. Nou strings attached, né? Sodat elkeen wat na my stem luister, whosoever, enige stam, volk en nasie, sodat elkeen wat na my stem luister, om in my seun Jesus te glo, dis die terms and conditions, in my seun Jesus te glo, die ewige lewe kan hê, sodat
hy van die chaos in jou lewe orde kan skep, want hy is die skepper. So jy kom uit chaos uit, want Satan het net chaos in jou lewe veroorsaak, geestelik. Dit mag dalk finansiëel met jou goed gaan, dit mag dalk whatever met jou goed gaan, maar geestelik is jy dood. Jesus kom nou jou vat, en as jy Jesus aanneem, gaan hy vanuit die chaos van die wêreld, gaan hy orde skep in jou lewe. En daai orde kom deur die tabernakel. Daai orde wat God gaan skep. Onthou, kosmos beteken creating order out of chaos. So vanuit jou wêreldse standpunt uit, as jy in die tabernakel inbeweeg, gaan God orde skep in jou lewe. So, nou het ek Jesus aangeneem, daai sondaar, die persoon wat gay is, die alcoholist, die druggie, die mensemoordenaar, fill in the blank. Jesus sê, ek het jou lief, nes jy is, kom nou in. So, deur genade is jy gered, deur die geloof. Ok, so dis nou klaar, onvoorwaardelike liefde buite. Nou is jy binne. Nou wat kry jy heel eerste? Die brandofferaltaar. So nou dat jy in die liggaam in is, nou sê Jesus hierso vir jou, almal wat hom aangeneem het, past tense, jy het nou vir Jesus aangeneem, jy is klaar deur die genade hek, almal wat hom aangeneem het, aan hulle, die wat daar binne is, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word. Johan, ek glo, once saved, always saved. Ek glo aan predestination. Wel, ek gaan vir jou antwoord. Die hele skrif, 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee. So, bewys my asseblief verkeerd in liefde. Jy kan my voice clip, jy het my inligting op die website, voice clip my en verwys my met skrif, dat ek verkeerd is. Dan kan ons lekker begin praat. Maar tot dan, sorry my maat, ek staan op die rots. Ek is geanker in Christus Jesus. Ek ken my identiteit. My identiteit is in die tempel van die Heilige. Ok, so almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hier's 'n aksie. Is jy maar net gered, val jy weg. Want as jy Matteus 13 onder andere gaan lees en verstaan, die saaier, daar's 4 saailande. Die eerste saailand verwerp Jesus direk. Die tweede saailand, wat op rotsagtige plek is, het Jesus vanaand aangeneem. Jy het 'n ou aangeneem en hy Jesus aangeneem, het gaan te goed vir hom, vir 'n week. En toe die eerste sonstraal op hom brand, die eerste verdrukking, die eerste vervolging kom, toe gaan hy dood, want hy is nie gewortel, hy was nie geanker in Christus Jesus nie, en hy het weggeval. Dis al 2 saailande. 50% van almal wat die woord mee gesaai is, het weggeval. Dan is daar 'n derde saailand, die dorings en die distel saailand. So, daai persoon groei, maar hy is met sy een voet in die wêreld en met sy een voet in die gees. God sê, nie myne nie, ek gaan jou gebruik, want God sê, ek gebruik alles ten goeie. Maar jy kan nie met jou een voet in die wêreld wees nie. Jy kan nie, as jy 'n boom ken, hy sê, ken die boom aan sy vrug. Jy kan nie vrugte van die vlees en vrugte van die gees dra nie. Uit een stroom water, daar kom nie brakwater en goeie water. Jy kan nie. So, kinders van God word, aan hulle wat in sy naam glo, weer eens, nie met sy naam nie, in sy naam, want as jy alles gaan doen wat die Here sê, dat jy Lukas 6 vers 46, wat noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie, want as jy gaan doen wat hy sê, as jy in sy naam gaan reageer, gaan jou lewe 'n puzzle piece word. Ek sê nie jy gaan ryk word nie, ek sê nie alles gaan ewe skielik lekker wees nie, want God sê, jy's geroep as 'n disipel, en wanneer jy 'n disipel word, bietjie slegte nuus, jy's nou 'n skapie tussen wolwe. En nou, is jy bereid om vir my gemartel te word? 'n disipel se naam in die oorspronklike Grieks is martos, is 'n martelaar. Jesus vra vir my en vir jou, is jy bereid om vir my gemartel te word, soos my disipels gemartel was, soos wat ek gemartel was deur die wêreld, want jou hart is by die ewige lewe. Jy kan my nou martel, maar ek weet waar is my hart, ek weet waarheen ek gaan. Ok, so jou eerste ding is, nou dat jy ingekom het,
Nou gaan sterf jy in die eie ek. Neem jou kruis op en volg my. Dit beteken nie 'n fisiese kruisie om jou nek dra nie. Dit beteken niks. Jy moet fisies gaan goeders afsterf wat nie van die Here af is nie. So alles wat jy buite die altaar in die wêreld wil inbring, sê God, wow, ek is die alverterende vuur. Ek gaan jou nou begin snoei. Gaan lees Johannes 15. Vader begin jou nou snoei. Laat die vuil en die lelike takke wat jy het, gaan hy afsnip, laat jy begin vrugte dra. Want hy sê, as jy nou inkom, gaan jy sterf in die eie ek, en nou moet jy nuwe vrugte dra, wat by jou bekering pas. Jy kan nie aangaan met die wêreld nie. So, jy kom uit, ek gaan sommer net sê, jy kom uit die NG Kerk uit. Nou sê ek vir jou, jy moet gedoop word. Nee, my dominee sê ek hoef nie gedoop te word nie. Sterf in die eie ek, die hele skrif. Kom ons gaan kyk wat sê die skrif. En onthou Handelinge 17 vers 11. Ons noem dit die Berean Challenge. Dis wanneer jy moet oopmaak vir skrif. En dan as jy die skrif sien, gaan jy na jou eie Bybel toe, jy lees en jy maak vas. En die skrif wat ek jou gee, en jy maak vas is in jou Bybel. Dis van die Here af, nie ek nie. Nou Jesus sê, as jy my woord, my kennis verwerk, dan sal ek jou verwerk. Kyk mooi, jy moet Vader verwerk, dan verwerk by jou. Ja. Ok, ja, en ek is, so julle verstaan nie dan, nou dat jy ingekom het, sê Jesus, ek is met Christus gekruisig. Dis nou deel van die brandofferaltaar. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ja mense, ek leef in die Seun van God. Verstaan julle? Ok, so ek leef in die Seun van God, en my vlees het ek afgesterf. Ek gaan niks meer van die wêreld doen nie. Ek groei nou, ek sal op die melk van die geloof, ek gaan nou oorgaan na die vaste spys toe. En Jesus het jy nou beklee, nou is jy gebeklee met royalty. Jy gaan nou die mag kry om kind van God te word. Nou kom gehoorsaamheid in. Nou gaan jy moet begin doen wat die Here sê. So die onvoorwaardelike liefde buite het nou weggeval na voorwaardelike liefde. God sê, as jy my liefhet, sal jy my gebooie onderhou. As jy my liefhet, my seun, jy moet dit doen. Ek wil nie hê meer jy moet steel nie. Ek wil nie meer jy moet dronk word nie. Ek wil nie meer jy moet gaan sit en dobbel nie. Whatever die case may be. 1 Petrus 2:9. Julle is 'n uitverkore geslag. O yes, uitverkore geslag. Hoe klink dit op die ore? 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Nou die woord heilig, to be set apart for God's use only. So as jy 'n rein en suiwer heilige maag is, ek gaan onthou die 10 maagde lesing. As jy 'n wyse maagd is jy 'n koninklike priesterdom en jy's 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry om te verkondig. Daar's die Great Commission. Dis hoekom hierdie stappe in jou lewe is. God het kom sterwe laat jy vir hom kan werk uit 'n liefdesverhouding uit. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duister geroep het tot sy wonderbare lig. Onthou, ek en jy was in die duisternis, ek en jy was op pad hel toe, maar hy het ons nou kom roep na sy wonderbare lig. En nou is ons in die liggaam van Christus, in die koninkryk van lig. Julle wat vroeër geen volk was nie. Ek is nie 'n Jood en ek was nog nooit 'n Jood en ek wil nie 'n Jood wees nie. My koning is 'n Jood, ja. In die Ou Testament is die verhaal van die Joodse volk. In Engels, the account of a nation. Nuwe Testament, account of a man, Jesus Christ. Ou Testament, verbondsvolk, God se verbondsvolk. Nuwe Testament, die bruid van Christus, per keuse. So ek was geen volk nie, maar nou die volk van Christus is, nou die volk deur die bloed van die lam, aan wie toe geen barmhartigheid bewys was nie, maar nou bewys is. Buite die wêreld gaan jy nie barmhartigheid, mercy kry nie. Maar nou dat jy in die liggaam is, nou dat jy deel is van Koning Jesus, nou dat jy jou onderwerp, onthou Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel
en hy sal van jou wegvlug, want aan jou is gegee al die krag, al die mag en al die autoriteit deur die bloed van die lam, aan die wat hom gehoorsaam is, aan die wat sy koninkryk deelagtig is, aan die wat geregtig is, sê jou skrif. Ons gaan 'n paar van hulle kyk. Net 'n reminder van deel 1 af, van Exodus, en maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf. Tent van samekoms, die tabernakel. Nou kyk mooi, 'n salfmengsel wat deur die salfmenger gemaak is. Dis heilige olie. Soos jy die hele Exodus gaan lees en Levitikus, gaan jy sien, Vader het 'n persoon uitgekies om gevul met die gees van wysheid om 'n spesifieke mengsel te maak, aanneemlik vir Vader, nie jou opinie nie, aanneemlik vir die Vader, en met daai olie moet jy die tempel salf, en jy gaan sien hoe olie bitter belangrik is, veral met die 10 maagde, die 5 wyse maagde het hierdie olie verstaan en hierdie olie gebruik. Moenie laat die duiwel jou vir 'n ride vat, vir 'n leuen vat, en 'n godsdiensgrip kry, dat jy dink jy het die olie. Meantime sê die Here, nee, is nie aanneemlik vir my nie. Ek het spesifieke heilige salfolie, wat jy jou mee moet salf. Die tent van samekoms. Tent van samekoms, jou liggaam, tent van die Heilige Gees. Een van die verwysings, hoe jy jou salf, wanneer jy kies om te vas en bid, sê die Here, sit salf, olie jou hoof en sê, Vader, ek gaan nou my liggaam aan u offer as 'n lewendige, heilige en welgevallige offer. Ek salf nou my hoof met die helm van verlossing. Ek salf my hoof, want u het in die skrif altyd konings gesalf met u olie. U het die profete gesalf en Here, ek is 'n koning, priester en profeet van u. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en ek het u olie, u salwing het ek op my hoof nodig om deur hierdie vas te gaan. Want vas is wetties, is Ou Testament, regtig, jy moet ook jou skrif leer ken, want jy kan nooit sê, as jy nie gevas het nie, kan jy nie beskryf wat se deurbraak jy gaan kry nie. As jy koning maag sacrifice, gaan jy die brood van die lewe, die verborge manna uit die hemel, baie beter ryk en proe en lekker. Ok, Prediker 9 vers 8, laat jou klere altyd wit wees, nie met tye nie, altyd wit wees, dis jou bruidskleed, en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie, hou konstant jou gedagtes gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus, olie op jou hoof, gevul met die Heilige Gees. Jakobus 5:14, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderling van die gemeente inroep, en laat hom oor hulle bid, nadat hulle hom in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Mense, is daar krag in die fisiese olie? Nee. Jy moet verstaan wat in die Ou Testament gebeur het en hoe Jesus die Nuwe Testament kom vervul. So dis soos verbondsmaal. Daar's geen krag in die fisiese broodjie en die fisiese druiwesak nie. Dis wanneer jy dit gebruik en jy sit jou hart en jou verstand en jou geloof daarin en jy hoor en verstaan wat die Vader maak, dan word dit 'n fisiese, praktiese, kragtige ding. En mense, hierdie olie, as jy byvoorbeeld jou deur salf, daar's dinge wat jy salf, dis praktiese geestelike oorlogvoering. Maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. Stap 2. Nou 'n friendly reminder van deel 1 wat julle moet gaan kyk. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle met die water was, sodat hulle nie sterwe nie. Onthou, die Lewiete het hier binne geopereer. Dis uitgesoekte geslag, 'n uitgesoekte bloedlyn wat ouderlinge, priesters en die hoëpriester mag gewees het. Nou wie het hulle doodgemaak as hulle nie gewas het nie? Vader het hulle So hulle moes, dis van kardinaal, dis van lewensbelangrik gewees, dat hulle voete en hulle hande moes was. Nou kom ons gaan kyk wat's die vervulling in die Nuwe Testament van dit. Ons weet nou die brandofferaltaar, Jesus het die vervulling kom doen,
toe hy aan die kruis vir my en jou gesterf het. Neem jou kruis op en volg my. Sterf in die eie ek. So, elke Christen moet dit doen. Jesus het dit volbring. Kom ons kyk hoe Jesus hierdie volbring het. 'n man uit die Fariseërs, Nicodemus, 'n owerste van die Jode, het om te verduidelik, Nicodemus was in my en jou taal vandag die universiteitshoof van die beste teologiese Bybelskool daar buite. En daai man was die klaskaptein. Hy was so hoog soos dit kom. En hy het toe na Jesus toe gegaan. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi. So, daai Nicodemus het in die nag gegaan. Hoekom in die nag? Want hy wou nie hê mense moes sien, hy gaan na hom toe nie, want daar het vervolginge en stories al begin loop. Hy gaan na Jesus toe en hy sê vir hom, Rabbi, kan jy dink die owerste van die Jode sê vir hom, Rabbi. Rabbi beteken meester. So hy erken hierdie ou al klaar bo hom. Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Amazing woorde. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Wat se tekens? Die werke van die Heilige Gees, die wonderwerke. En mense, ek wil jou gou vra, hoeveel wonderwerke het Jesus gedoen toe hy op aarde was, voordat hy gedoop was? Gaan bestudeer die eie Bybel. Nie een nie. Niks. Elke wonderwerk na die doop, nadat Jesus dit volbring het. Waar was ek? Sorry. Okay. En Jesus antwoord hom nou. Nou mense, as jy daai wat in geel staan, voorwaar, ek sê vir jou, as jy dit lees, sê Jesus, die skepper van die hemel en aarde, die God wat jy sê jy aanbid. Onthou, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Om die Here te vrees, nie om mense te vrees nie, om die Here te vrees. Hy sê, as jy die man wat mense nog vrees, sal nie my diensknegt wees nie. Gaan lees jou eie skrif. Voorwaar sê hy, let op in die klas. Ek is die God van die hemel en die aarde. Ek sê nou vir jou, wat volg is van kardinale belang. Dis van lewensdreigende belang. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis Jesus se woorde. Ja, maar wat van die genade? As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Ja, maar ek was ouderling in die kerk. As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. No conditions. Ag, geen genade daaroor nie. Hierdie Nicodemus sê vir hom, stop gou meester, ek verstaan nou nie lekker nie. Hoe kan ek as ek oud is, weergebore word? Ek's 'n man van 50, hoe moet ek weergebore word? Hy kan tog nie, as hy oud is, weergebore word nie. 'n tweede keer in die skoot van sy moeder aangaan en weergebore word nie. Die Heilige Gees het presies geweet, daar gaan mense wees wat reken, wat redeneer met lieg, of hulle is self vir 'n ride gevat, of hulle het 'n godsdienst sluier oor hulle oor. Nee, Johannes, die dag toe jy deur jou moederskoot gegaan het, dis wat die Bybel van praat, jy was weergebore. Nee, dis ook in die wêreld ingekom het, ek is 1 keer gebore. Dis vir jou raaisel. Born once, die twice. Born twice, die once. Okay. 'n Oud mens kan nie weer deur sy moederskoot gaan nie. So hier sny dit die moederskootgeboorte uit. Ander vraag, hoe is die Satanis gebore? Hoe het hy in die lewe gekom? Hoe het die Boeddhis in die lewe gekom? Hoe het die 9/11 mense in die lewe gekom? Almal het deur die moederskoot gegaan, maar almal het nie gekies om Jesus aan te neem nie. Almal het nie gekies om weer gebore te word. Jesus sê tweede keer vir Nicodemus, voorwaar, ek sê vir jou, let op in die klas, belangrik. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So jy kan hom nie sien nie, jy kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy moet weer gebore word uit water en gees. Koning Jesus se woorde self, een Here, een geloof, een doop. Mense, daar is nie 'n ding soos babietjie doop in die Bybel nie. Geef my een skrif daarvan. So as daar nie skrif is vir babietjie doop nie,
het jy een ander keuse waar dit vandaan kom. Of lig, of duisternis. Vader van die leuns, of koning Jesus, wat die waarheid is. Ok, so gees en waarheid, gaan jy koninkryk nie sien nie. Nou kom Jesus vir 'n derde keer en hy sê vir hom, Nicodemus, wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Jesus bevestig, klem dit 3 keer uit aan 'n top rabbi. My maat, jy moet weer gebore word. Om wat? Om 'n kind van God genoem te kan word. En die Hebreëus is Benai ha Elohim. Is om 'n direct creation of God te word. Ek en jy, as jy nog nie weergebore is nie, Benoth Adam, jy's maar net uit Adam uit, jy kom uit jou ma uit, dis Benoth Adam, jy's in die wêreld. Maar as jy kies om Benai ha Elohim, die woord Elohim, Genesis, is die heilige drie-eenheid. Ja, ek glo aan die tri-union God, Father, Son, Holy Spirit, Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodesh. Amen. Ok, so hier bevestig hy, wat uit die vlees gebore is vlees. Almal word so gebore, dis skepping. Maar die wat kies om gees gebore te word, hulle word my mense, hulle word deel van my liggaam, hulle word royal priesthood. Want Vader sê, ek soek diegene wat my aanbid in gees en waarheid. 'n tweede deel, en so by the way mense, as jy deel 1 nie gekyk het nie, my skrifte, verse, kom alles uit die 1933 Afrikaanse Bybel uit. So as jy my bel en sê my, Johan, jy quote skrifte wat nie eens die Bybel is nie. Dan sê ek vir jou, gaan koop net bietjie die meer oorspronklike Bybel, die 1933. Want jou Bybel wat jy het 1500 verse wat uitgehaal is, wat verdraai is. Nou hier is een van hulle, en kyk wat se verse word uitgehaal. Philippus is 'n nuwe disipel, hy vertel nou die nuwe gospel. Hy gaan vertel nou vir al die klomp joetjies, hey, ons gaan nou nie meer tempel doen nie, ons gaan nou nie meer offers doen nie. Nou gaan jy jouself gee om wedergebore te word. Die hofdienaar is in die Hebreëus, Grieks, eunuchs. Dit is 'n ou wat eenkant gesit is. Hy het gekies om nie te trou nie, hy het gekies om voltyds in die bediening te wees, net vir Abba Vader. So hy sê vir hierdie hofdienaar lees die woord, en nou Philippus begin met hom praat, en vertel vir hom van hierdie Jesus. En terwyl hulle voortreis op hierdie pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word. Nou hou nou gedagte, hierdie hofdienaar ken sy skrif. Hy vrees die Here sy God. Hy weet, daar's niks wat jy kan doen wat God nie 'n voorwaarde het nie. God beskryf vir jou wat is vir hom aanneemlik, wat is vir hom heilig. So jy moet verstaan met dit. En hy snap dit. Hy sê, Philippus, ek hoor wat jy sê. Ek is oortuig deur die Heilige Gees. Wat moet ek doen? Wanneer mag ek op God se standaard gedoop word? Want ek wil in sy koninkryk ingaan. Ek wil sy koninkryk sien. Wat verhinder my? Hy sê, my vriend, as jy glo met jou hele hart, daar kom die 10 gebooies om uit, as jy glo met die hele hart, is dit jou geoorloof? En die hofdienaar antwoord, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hulle albei het in die water afgeklim, en hy het hom gedoop. Daar volbring hy die opdrag, gaan julle maak vissers van mense, bekeer hulle en doop hulle. Of hy sê vir jou, bekeer jou en laat jou doop. Toe ek 'n babietjie was, ek was klein gedoop, maar ek het dit klaar bely, en ek het gekies om soos Jesus groot gedoop te word. In die Bybel sê, was daar nie eers 'n sêding, klein doop of groot doop, daar was net een doop, een Here, een geloof, een doop. Mooi. So mense, hierdie is die kort weergawe van 1 Korintiërs 15. Ek glo dat Jesus die Seun van God is. Ek glo dat Jesus uit die hemel uit neergedaal het, want Jesus is gees en waarheid. Hy het vlees geword. Hy het geloop op hierdie aarde. Daar's demoniese gelowe daar buite wat hulle Christene noem, wat nie glo dat Jesus in die vlees geloop het nie. Gaan lees 1 Johannes 2. Hy sê dis die gees van die antichrist wat nie glo dat Jesus fisies in die vlees was nie. Dat hy gesterf het, in die graf neergedaal het, en hy het na 3 dae opgestaan. Hy het die vlees oorwin. Jy moet dit verstaan. Hy het Satan kom
oorwin in die koninkryk van duisternis. Hy het Satan se playground kom oorwin. Die vlees is die dampsite van die gees. Dan kry jy ander mense, ek dink hulle noem hulle die something getuies. Hulle glo nie eers Jesus is hel neergedaal en opgestaan nie. Ek glo dat Jesus die seun van God is. So dis wanneer jy mag gedoop word. So my vriend, ja, ander versie, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Voor ek hierdie verduidelik, kyk op my website, ek het 'n lesing daarso van gered, dan weergebore. To be saved versus born again. Dis 2 stappe van kardinale belang. Al die verse, wel, baie verse is daarin. Gaan kyk, dit is voorwaar, ek sê jou belangrik. Ok, so hierso nou, jy het nou gesterf in die eie, jy is nou klaar deur die doopbad. Ons gaan nou gaan waar jy uitkom. Maar intussen, van hier tot daar, enige plek waar jy is, gaan jy uit en jy vertel vir almal, Jesus, ek het Jesus aangeneem. Maar die wêreld gooi leuns in jou kop, hulle noem jou slegte dinge, bad dinge gebeur, nou kom jy in en, ja, ek soek maar net 'n wurmpie, jy weet. Die Here sê, nee, ek gaan jou heilig, ek gaan jou skoon was met die waterbad van die geloof. Jy moet jou woord ken, want die woord is die lewende water wat jy moet skoon was. So dis 'n konstante ding, jy gaan nie elke dag gedoop word nie, maar jy gaan elke dag die woord gebruik om jou skoon te was. Die bloed van die lam vergewe jou sonde, maar die lewende woord was jou skoon. Kyk, the Great Commission, net nog een, nou nadat jy gedoop is, verstaan jy hierdie nou meer. Koning Jesus opdrag, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, alle nasies. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Sien my woorde nie mense, ek wys vir jou wat die skrif sê, wat God gee. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Sal veroordeel word, jy gaan brand, jy gaan onder toe gaan. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nie met my naam nie, in my naam sal hulle duiwelsuitdryf, siekes gesond en die lys gaan aan. As jy glo, jy het Jesus aangeneem, maar jy het jou nog nie laat doop nie. Groot vraagtekens, my vriend. Ja, ek ken die skrif. Wat van die man aan die kruis? Hy was nie gedoop nie. En Jesus se woorde aan hom. Hy gaan vandag saam met my in die paradys. My vriend, as jy die hele Bybel lees, gaan die Heilige Gees daai waarheid vir jou oopmaak. Hou op om net na jou dominee te luister, want vervloek is jy wat op die mens vertrou. Ja, jy's ook maar net 'n pastoortjie. Ek sê nie jy moet na my luister nie, ek wys vir jou skrif, ek deel dit met jou, en dan moet jy teruggaan na jou skrifte, wees 'n bereën, en maak seker wat daar staan, en laat die Heilige Gees dit in jou oortuig, want slegs die Heilige Gees kan jou oortuig van sonde en ongeregtigheid. Slegs die Heilige Gees kan jou oortuig, dat jy in 'n kerk sit, met 'n godsdienstgees wat jou blind maak en doof maak, en jy dink jy's op pad hemel toe, minda mens. So wat gebeur met die ou in die kruis? As jy jou Bybel gaan lees, die rabbis het 'n mooi sê ding, if you follow the pattern, the glory will fall, gaan kyk na die pattern van die tabernakel, dan gaan sy glorie val, and all glory belongs to the Lord. Wat ek nou daar uitgesê het ook, oor die man aan die kruis, as jy jou Bybelstudie gaan doen, weet jy, die skrif sê, dan met tussen 2, minimum 2 tot en met 3 ander verse, moet 'n ding echo, voor jy het vastmaak. Oppas vir die single Bible verse punchers. As oukies wat net een vers uithaal, en hulle hele theorie daar volgens skryf. Nee, die hele skrif. Reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. En veral as jy hom kan vastmaak, as daar skrif in die Ou Testament is, wat oorkom en vervul word in die Nuwe Testament. Dan maak jy dit vas. Want God sê, ek was gister, vandag en môre dieselfde. Ek het nog nooit verander nie. Mense verander, godsdienstgeesies verander, al die dinge, maar ek het nog nooit verander nie. So die man aan die kruis, sê Jesus vir jou, dis my voorbeeld van die ultimate genade. Daar is net een plek in die hele Bybel van die man aan die kruis. Daar is nie ander voorbeelde daarvan.
Daai ou lewe sy hele lewe soos 'n vark. Hy gaan aan soos 'n stuk gemors. En op 99.9 hang hy aan die kruis langs Jesus. Sy chommy maak nog sy mal en hy's op pad hel toe. En hierdie ou klik en hy hoor al die saad wat ander mense in sy lewe gesaai het die Heilige Gees nou gewerk en hy klik, hy het aangejaag. Hy's op pad hel toe. Wat het hy om te verloor om Jesus aan te neem? Want as die wêreld reg was, sou wat? As die wêreld verkeerd was, is hy op pad hel toe, gaan brand hy vir ewigheid. As hierdie Jesus reg is, en hy hang langs my, as ek hom aanneem, mag ek dalk na hierdie hemel toe gaan. Hy sê, Jesus, en die Here sê vir hom, jy's my eyster, ek sal jou red, vanaand is jy saam met my in die paradys. Dis waar Jesus sê, ek het jou so oneindig lief, maar ek gaan jou op 99.9 nog gaan invat. So, my vriend, as jy die ou is, wat jou hele lewe lang in 'n kerk is, waar jy teen Jesus se doop is, waar jy teen die groot doop is, jy verwerp dit die hele tyd, en op 'n dag, kom jy by 'n plek waar jy die dood in die oë staar, en jy weet soos jy weet, jy gaan nou doodgaan. Bely. Bely met jou mond, berou in jou hart, en die Here gaan vir jou inneem. Of, jy is die ou wat jou hele lewe lang, soos die ou in die kruis was. Jy verwerp jou ma en jou pa se woorde, jy verwerp jou dominee en jou pastoor se woorde, en. Maar op 'n dag, rol jy die kar, jy lê daar in spares, jou liggaam lê 7 plekke vol, en jy weet soos jy weet, ek het 2 minute oor om te lewe. En almal se woorde kom in, en die Heilige Gees werk aan jou, en jy onthou die man aan die kruis, en jy lê daar en jy sê, Here, vergewe my, dat ek so gelewe het en U altyd verwerp het. Sal U my aanneem? Sal U my vergewe? Koning Jesus, wees in my. Daai ou gaan hemel toe. Dis waaroor die ou in die kruis is. Maar my vriend, as die man aan die kruis afgeklim het, ons is nie 'n dimensie van tyd. God is buite tyd. As daai man afgeklim het en hy teruggegaan na sy braaksel toe, soos 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe. As hy teruggaan en hy dra nie vrugte wat by die bekering pas nie. As hy teruggaan en hy verwerp om gedoop te word, sal hy nie gered word nie. Maar die ou het nie kans gekry om af te klim nie. So wat is die verskil? Die ou wat gered is aan die kruis, het geen krone en lone nie. Hy gaan nie na die wegraping toe gaan nie, en hy is nie die bruid van Christus nie. Hy gaan slegs met die wit troonoordeel opstaan, hy gaan geoordeel word, en verduidelik deur die Vader wat regverdig is, hoekom hy nie 'n goeie en getroue diensknegt was nie, hoekom hy nie die bruid van Christus is soos die bruide is nie, hoekom hy nie krone en lone het vir ewigheidswaarde nie, maar at least het jy het in die ewige lewe ingemaak, wat nog steeds beter as hel is. Maar die wat gekies het om te glo en hulle laat doop en gehoorsaam was aan Abba Vader en gehoorsaam was aan die bloed van die lam en gedoen het wat Jesus sê, die perfekte voorbeeld gevolg het, my skape ken my stem, die wat my volg sal die ewige lewe hê. Jy gaan krone en lone kry. As jy vir 'n average Christen vra, wat is krone en lone, weet hy nie eers waarvan ek praat nie. Krone en lone is wat God sê, elkeen sal vir die werke wat hy gedoen het in my naam op aarde, in my koninkryk, sal hy elkeen voor krone en lone kry in die hemel. So die wegraping is vir jou om krone en lone te kry, dan die bruilof van die lam. Amen. Okay, maar dis nou by die wegraping teaching, ek gaan nie nou verder daaroor gaan nie. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So logies, niemand sal hom laat doop as hulle nie Jesus aangeneem het nie. Niemand het nog ooit in my 20 jaar wat ek nou al in die bediening is, nog niemand het aan my toe gekom en sê, Johan, sal jy my doop? Hoekom? Nee, ek is maar lus vandag, jy weet, het is maar 'n warm dag. Ek sien almal word gedoop, ek wil ook doop. Nee, onthou vir Filippus, die hofdienaar, wat verhinder my om gedoop te word? As hy my vra, ek wil gedoop word, sê ek van hoekom? Want ek glo Jesus Christus is die seun van God. Hy is my skepper en my verlosser. Ek wil gedoop word, soos hy gedoop is. Sê ek van, sjap my maat, ek laat jou doop. Nou doop ek hom. Amen. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. Soos jy ook in jou lewe nog nooit 'n werk van die Heilige Gees gedoen het nie, hoop ek daar's nou groot vraagtekens in jou lewe wat deur die Heilige Gees daar gesit word. 1 Korintiërs 6:11. Dit was
sommige van julle. Ek was hier gewees. So kyk daai prentjie mooi en besef waar jy was, en sadly is daar nog steeds Christene wat daar ook is. Nou as jou liggaam, as jy sê my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en jy's reeds gered, jy's reeds wedergebore, maar jy drink, jy spuit, jy snyf, jy whatever. Kyk wat doen jy met die liggaam van Christus. Wat jy in jou are indruk, druk jy in Jesus se are in. Wat jy in jou mond indruk om vanaand jou vrou te slaan, doen jy met Jesus. Wat jy, daai longtoe broodjie wat jy so druk jy in Jesus se gesig in. Ek hoop dit werk met jou en ek hoop die Heilige Gees oortuig jou om van die wêreldse goed ontslae te raak. Om van die guns en van die, ek praat nie van fisiese guns nie, om van die wapens van die vlees, van Satan wat jou wil verderf, wat jou wil doodmaak, ontslae te raak. So dit was sommige van julle, maar gelukkig het julle laat afwas, onthou jy bekeer jou en laat jou doop, jy het jou laat afwas, maar julle is geheilig, jy het bekeer en jou laat doop, nou is jy geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van Jesus Christus en deur die Gees van onsse God. Ag, dis amazing as jy dit verstaan. Nou het jy ingekom deur genade, jy het gesterf in die eie ek, en dis 'n daaglikse ding, jy is wedergebore, en nou gaan jy in na die heiligdom toe, en binne die heiligdom kry jy die vervulling van die Heilige Gees. Onthou toe Jesus deur die Jordaan gedoop is, in die Jordaan deur Johannes gedoop is, toe hy uit die water uitkom, toe die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neergedaal. Nou dis die vervulling van die Heilige Gees. So Jesus die eerste 30 jaar van sy lewe het die Gees, Heilige Gees in hom gehad. Logies, daar's baie skrif daarvoor, maar nie die vervulling van die Heilige Gees nie. Die menorah verwys na die 7 geeste van God, die vervulling van die Heilige Gees. Dis wat ek en jy nodig het. Dit is daai is die eklesia van Christus. Hierdie is die kerk van Christus Jesus, die Heilige Gees, vervulde, wedergebore kerk, liggaam van Koning Jesus. En my vriend, jy wat vir my sê, Johan, ek is gay, ek is so gebore, dan sê ek vir jou, my vriend, dis hoekom God sê, jy moet weergebore word, dat jy uit die wêreldse leuns kan kom, van lust and perversion, en jy kan inkom in 'n rein, suiwer liggaam. So moenie vir my sê hoe jy gebore is nie, jy moet weer gebore word, dan sterf jy in die ou mens en die nuwe mens kom op. Jou geesmens is gebore en die Heilige Gees gaan dan met jou vat en hy gaan met jou loop. Dis lewe, 'n lewe in oorvloed. Okay, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Heilige Gees, kry die dooping van die Heilige Gees. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. So nadat jy alles volbring het, die orde van God, kom jy by die Heilige Gees uit en jy kry die vervulling. Jy kan eers die vervulling van die Heilige Gees kry, nadat jy gesterf het in die eie ek, nadat jy by die hek in is, by die weg, die waarheid en die lewe, nadat jy gesterf het in die eie ek, jy is deur die doopbad en nou kry die vervulling van die Heilige Gees. Want Jesus sê, ek kan nie nuwe wyn in die ou wynsak ingooi nie, ek soek 'n nuwe creation om nuwe wyn in te gooi. Ek kan nie 'n ou kledingstuk ek kan nie 'n nuwe kledingstuk op die oue sit, hy gaan loskeer. Jy gaan moet weergebore word, laat daar 'n nuwe skepsel uitkom, dat ek 'n nuwe lap kan insit. Ag, daar's baie skrif daar. Daar's die menorah, dis nou die een van die derde, wat in die derde tempel gaan wees. Prys die Here, ek glo in die pre-trib rapture, en ek gaan nie hier wees om te sien wanneer die derde tempel gebou word nie, ek glo nie daaraan nie. Ek glo daar gaan 'n derde tempel wees, maar ek gaan weg wees voor die tyd, lekker. So daai is die fisiese ene wat in Jerusalem staan. Ek was 2010 vir die eerste keer in Israel, saam met Tiaan Gildenhuys op 'n toer, en ek kon daai sien. 2018 was ek vir 3 weke in Israel, what a pleasure. Dit verwys na die 7 geeste van God. 7 geeste van God. Nie 1 of 2 nie, 7 geeste. Openbaring 5:6. Hier is die sy deel van die Afrikaans, weer eens hy so bietjie verdraai hierso vanuit die oorspronklike Grieks. In die Grieks gaan jy lees, daar staan die lam. Nie 'n lam nie, want hy is nie 'n weg nie, hy is die weg.
Daar staan die lam van God, asof hy geslag was, met 7 horings, 7 oë, wat die 7 geeste van God is, vervulling van die Heilige Gees. Jy kan, voordat jy gedoop is, kan jy aparte ervarings hê, ek stry nie daarmee nie, maar jy gaan nie die vervulling van die Heilige Gees hê nie, sê die skrif. Solank ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Ek hoop jy het ook die lig van die lewe in, want ek en jy is nie die lig nie, ons is die ligdraers, we are the light bearers. Wanneer ek gesterf het in die eie ek, en ek word vervul met die Heilige Gees, dan is ek 'n ligdraer van die koninkryk van lig. Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Mense, hy wat na my kom, ek is natuurlik Johannes die Doper gewees, die laaste profeet van die Ou Testament. Hy wat na my kom, verwys natuurlik na Jesus. Hy sal julle doop met die Heilige Gees. O ja, en met vuur. Nou, ons ken al die Heilige Gees. Hoekom met vuur? Weereens die menorah. Hoe kry jy vuur? Die vuur het jy olie nodig. Hulle moes olie in die tabernakel kry 2 keer 'n dag. 1 keer in die oggend, 1 keer in die aand, waar daar konstant lig kan wees binne in die heiligdom, want daar's nie sonlig gewees nie. So daar moet konstante olie in jou lamp wees. Gaan kyk weer eens my lesing van die 10 maagde. Die 5 wyse maagde het vuur gehad. Hulle het olie in hulle lampies gehad. Die 5 dwaase maagde het nie gehad nie. Want Abba Vader is die alverterende vuur. So, is jy bereid om die alverterende vuur in en deur jou liggaam te laat kom? Of wanneer die heilige vuur kom, hardloop jy uit die kerk uit? Wanneer die heilige vuur kom en die hitte raak warm, dan is jy uit die huisel uit. Nee my vriend, mag jy saam met Jesus in die brandende bos wees. Mag jy saam met Jesus in die oond wees wat 7 keer warmer gedraai is. Gaan jy uitgaan of gaan jy binne bly? Want as jy saam met Christus is, gaan jy gemaklik wees in die warmste vuur, en die wêreld en die swakkelinge gaan uitval en wegval, en hy gaan jou louter soos suiwer silwer, hy gaan jou louter soos suiwer goud, bruikbaar vir sy koninkryk, en dan gaan jy 'n wyse maagd wees, reg om op te gaan. So hoe kry ek hierdie dooping van die Heilige Gees? Onder andere een van vele verse. Nuwe bekeerlinge was nog net gedoop. So, nuwe bekeerlinge was nog net gedoop. Daai tyd was dit nie, jy neem Jesus aan en, ag jy weet die Here, as hy vir my sê ek moet gedoop word, sal ek gedoop word. Maak jou skrif oop, hy gaan nie apart dit vir jou sê nie. Die skrif gaan dit vir jou sê, dis die woord van God. Daai tyd was dit, jy jou bekeer, direk laat doop. Jesus het gepreek en sy disippels het gedoop. So die nuwe bekeerlinge was nog net gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe Petrus en Johannes hulle die hande opgelê het, sy skop is in sy hand. So hulle het hulle hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Dis natuurlik nou die vervulling van die Heilige Gees, die volle 7 geeste wat in jou gaan kom. Nou is dit, gaan daar iets sommer net gebeur? Daar kan, ek sê God, ek het nie 'n boksie gedruk nie, maar jy moet ook die Heilige Gees in jou lewe aktiveer, gaan heen, maak vissers van mense. En Jan, ek moet nou eers 'n groot toets gaan skryf om te kyk wat is my skepingsdoel. Jou skepingsdoel is om vissers van mense te maak. En soos jy uitgaan en vissers van mense maak, gaan iemand manifesteer. Wat doen jy dan? Jy het die Heilige Gees nodig, Basileia, God se krag, mag en autoriteit om die duiwel uit te jag. Wow, daar doen jy die werk van die Heilige Gees. Jy gaan loop en as iemand is siek, dan gaan jy vir hom die hande oplê en hy word gesond. Wow, daar doen jy werk van die Heilige Gees. Sê ek al die duiwels gaan uitdryf? Nee. Sê ek al die siekes wat jy voor bid gaan gesond word? Nee, dis nie een keer wat ek sê nie. Maar wees gehoorsaam en gaan uit. Johannes 6:35. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So ons is nou by die tafel van die toonbrode. Onthou nou, jy het ingekom by die weg, by die deur. Jy het gesterf in die eie ek, daaglikse proses. Jy is eenmalig gedoop om wedergebore te word.
Daarna was jy jouself met die waterbad, soos jy in en uitgaan. Jy's gevul nou met die Heilige Gees in die heiligdom. Nou is daar die tafel van die toonbrode. Vader sê, ek is die brood van die lewe. Wat verwys die brood van die lewe na? Natuurlijk na sy woord, die verborge manna uit die hemel uit. Soos die lewende Vader my gestuur het ek deur die Vader lewe. So sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Prys die Here hiervoor. So wat is die brood van die lewe? Eerstens, die skrif, die woord. Tweedens, verbondsmaal. Daar's nou nie 'n orde nie, ek sê maar net. Verbondsmaal, die brood in die lewe, want daar's 2 stapels van brood en 'n goue beker waaruit jy die druiwesap drink. Hier is 'n mooi voorbeeldjie van hom. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Daai opwek is die wegraping, mense. Dis die laaste dag van die bruidskap, want nadat Jesus weggeraap het, stop die kerkdispensasie, want as Jesus terugkom vir sy bruid, gaan ons die 1000 jaar vrede in, dan gaan niemand meer vissers van mense maak. So die laaste dag wat jy kan vissers van mense maak, is die wegraping. Daarna geen meer vissers van mense maak. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Weereens nie met my naam nie, in my naam, in my tabernakel, in my orde. Nou kan jy dink daai tyd, die Ou Testament sê, as jy bloed gedrink het, wil jy doodgooi met klippe. As jy 'n kannibaal was, jy het mense geëet, jy doodgegooi met klippe. Hier kom Jesus en hy sê, eet my vlees en drink my bloed en jy sal ewige lewe kry. Jesus, jy kan net dink wat kon daai mense dink. Maar as hulle die skrifte geken het hy die skrif kom vervul, en so sy disippels en ander wat in hom geglo het, want hulle die skrifte geken, en hulle het nie die godsdienstgees gehad nie, en hulle oë het oopgegaan, het Jesus aangeneem. Mense, ek is baie sterk oortuig met die skrif, wat sê, my gelowiges, as jy my verbondsmaal gebruik, as jy my liggaam eet en my bloed drink, en jy het haat, bitterheid of onvergewingsgesindheid in jou hart, gaan jy swak word, siek word, of jy gaan doodgaan. Dit sê jou skrif vir jou, gaan kyk self. Is dit wat jou doodmaak? Nee. Die verbondsmaal is seker die sterkste en kragtigste fisiese simbool, wat ek en jy kan gebruik, van die vlees na die gees toe, wat vir ons van kardinale belang is. Maar Jesus sê ook, die wat my liggaam nie onderskei nie, drink 'n oordeel oor homself. So wanneer jy sê, ek is vrygekoop deur die bloed van die lam, maar jy het onvergewingsgesindheid oor 'n broer of 'n suster, gaan die duiwel met jou ploeg. So Jesus gaan jy nie pakslaag gee nie, hy los die duiwel, hy gee die duiwel die wettige reg, of jy gee die duiwel die wettige reg, om teen Jesus se woord te gaan, om sy liggaam te gaan eet, sy bloed te drink, nadat jy kanker in sy liggaam is, nadat jy haat, bitterheid en onvergewingsgesindheid koester. Moenie dit doen nie, ek kan nou nie in detail daaroor gaan nie. So mense, as jy enige van daai het, onthou die Onse Vader gebed, vergewe my sonde, soos ek my sondaars vergewe. Spreek vry, sodat jy vrygespreek kan word. Ja, maar die genade, spreek vry, sodat jy vrygespreek kan word. En verbondsmaal. My vraag aan jou, wanneer laas het jy verbondsmaal in jou eie huis gehou? Sadly, hordes Christene waarmee ek praat, gebruik nie verbondsmaal in hulle huis nie. Nee, ons gebruik het eenmaal in 3 maande in die kerk. Dis 'n lekker godsdienstritueeltjie. Wees versigtig. Jesus het vir my en vir jou gesê, gebruik dit so dikwels as wat jy kan. Hy het vir sy disippels gesê, gaan van huis tot huis, elke dag, en breek brood. Hy het vir hulle gaan leer om verbondsmaal te hou. Nou is dit nie meer net in die tempel nie. Nou doen jy dit in jou eie huis, want jy het my liggaam nodig, jy het my bloed nodig, om die ewige lewe te kan hê, om te kan staande bly teen
en die aanslag van die bose. Ek wil vir jou sê, die verbondsmaal is die vervulling van die wapenrusting van God. As jy die wapenrusting van God verstaan, gaan jy hierdie verstaan, en jy sal die ewige lewe inkry. Amen. Ek wil net vir jou boei ook sê, tafel van toonbrode, daar's 2 stapels. Kan dit verwys, 1 stapel na die Ou Testament, 1 stapel na die Nuwe Testament. 1 stapel Jood, ander stapel heiden. Ek en jy is ons ingeënt in die Ou Testament. Ek en jy, die wille olyfboom, is ingeënt in die olyfboom. Eers vir die Jood, dan vir die Griek. Ou Testament, Nuwe Testament. As hierdie 2 saamkom, 1000 jaar vrede, die leeu en die lam, Jew en Gentile, 1000 jaar vrede. Dan is daar die goue beker. Gaan kyk jy deel 1, mag verduidelik vir jou 'n bietjie meer oor die goue beker. Dis heilige goud, waar daar uit 'n heilige drankoffer gedrink word. Mense, jy mag nie alkohol in die tabernakel ingevat het nie. God gaan nie alkoholiese druiwesap in die tabernakel aanvaar nie. Jy drink 'n oordeel oor jouself. Oppas. Jesaja 1 vers 8. Hierdie wetboek, dis ook op die tafel van die toonbrode, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset handel volgens alles wat daaraan geskrywe staan. Want dan sal jy nougeset dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel. Sien julle al God se terms and conditions? As jy in sy skrif lewe, as jy die swaard wat die woord van God is, ken en verstaan, dan. Maar my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar julle dwaal omdat julle skrifte nie ken nie. En dan sê Lena buite, nee, jy moet nie nou net slim wees, want dit maak niks nie. Jy moet net 'n verhouding hê. Jy kan nie 'n verhouding hê as jy nie weet wat God se idee van 'n verhouding is nie. Jy kan nie sê, ek het 'n verhouding met Abba Vader, Heilige Gees werk deur my nie. Mense, daar's dwaallerings daar buite, daar's dwaalgeeste daar buite. Satan doen homself voor as die engel van die lig. Hoe gaan jy weet wat se gees sê vir jou wat as daar nie geskrywe staan nie? Satan het Jesus self gekwote in die woestyn. Dink jy nie hy gaan vir jou die skrif quote uit konteks uit om jou vir 'n raai te vat nie? Jy moet die skrif ken en verstaan sodat jy gaan staande bly, en dan gaan jy met goeie gevolg handel. Dan sal jy voorspoedig wees in al jou weë. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar. Weer, leer mekaar, vermaan mekaar. Ek is byvoorbeeld 'n leraar. Ek leer die gemeente. Ek vermaan ook, maar almal moet mekaar vermaan. Vermaan, bestraf, weer let, regwys. In liefde. Ja, jy oordeel my. Nee, ek oordeel jou nie. Ek sê nie vir jou gaan hemel of hel toe nie. Oordeel is jy gaan hemel of hel toe. Maar ek moet jou vermaan, bestraf, weer let, regwys, sodat jy kan keuses maak om nie hemel of hel toe te gaan. Sodat jy 'n keuse kan maak om nie afvallig te word. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan. Nou mense, jy kan self Jesus sy eerste wonderwerk gaan lees. Nadat hy deur die doop is, woestyn, sy eerste wonderwerk, het hy water in wyn gaan verander. Sy eerste wonderwerk was by 'n huwelik. Ek dink mooi, hier's baie goed, dis 'n hele teaching, maar ek kan nie nou daaraan gaan nie. Adam se rib word uitgehaal en Eva word daarvan gemaak. Maar dis waar die heiligdom begin het. En toe, gemors, uit die tabernakel uit die paradys uit. Adam 2, koning Jesus, hang aan hy kruis. En waar steek hulle hom met die spies? In sy rib. Wat loop uit sy sy uit? Water en bloed. Hy gee geboorte, hy skenk geboorte aan sy Heilige Gees. Hy skenk geboorte aan sy bruid. Die bruid kom uit sy uit. Binnekort sal dit dan wees die uitstorting van die Heilige Gees, die Pentekost. Dis waar jy gaan kom. So Jesus moes eers sterf om op te vaar, sodat hy kon nalaat die uitstorting van die Heilige Gees.
So mense, daar's baie te doen rondom hierdie huwelik. So die standaard leen daar buite. Ja, en Jesus het water en wyn gemaak. Hy het 6 sleepkanne gemaak, sodat ons lekker kan drink. Kom, Jesus, bring nog 'n ou klippietjie daar. Hy het sommer mos nou 'n nuwe bottie gemaak. Wat sy drank se naam met die bokkop en die kruis op. Ek drink hier so, ek het nog net die ding gesien. Toevallige bokkop met 'n kruis op. Jägermeister. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Dis die hele Bybel deur. Net wat hy sê, moet julle doen. Moenie jou eie dinge bymekaar bring. Ja, maar ek sien dit so, ek voel dit so. The Bible is for no private interpretation. David, ja, maar dis hoe ek het sien. Kom by mekaar, met Hebreërs 10:25, moet nie die onderlangse byeenkomste van die gelowiges mis nie. Hoekom? Want as jy met 'n dwaallering kom, en jy sit saam met mede-gelowiges wat hulle skrif ken, gaan julle mekaar vermaan en straf. En sê my broer, dit wat jy nou lees, dit wat jy nou verstaan, is nie goddelik nie. En dan keer julle mekaar, julle lei mekaar, om rein en suiwer te bly. So net wat Jesus vir jou sê, moet jy doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike, so hierdie reinigingsgebruike, sê vir jou, daai klipkanne waar daar gestaan het uit die tempel uitgekom. As jy enigiets weet van die Ou Testament, enigiets weet van die tempel, dan mag nie alkohol in die tempel ingekom het nie. Dit was rein en heilig. 6 klipkanne, 6 is die nommer van die mens. Okay, ek gaan nie in al die detailing gaan nie. Die water, Jesus sê vir hulle, gaan skep water. Nou hulle wat gaan skep het geweet, in hierdie klipkanne mag daar nie gewone water kom nie, dit moet water gaan wees wat uit 'n lewende stroom uitgekom het. Jesus is the living well. So hy vat hierdie ouens en hy sê, vat hierdie klipkanne en gaan skep. 10 gebooie, kom op wat? Klipkanne, ek bedoel kliptafels. So, hulle gaan skep die lewende water wat uit die well uitkom, binnenin. Hulle bring in. En nou maak Jesus water in druiwesap. Nou ja, sadly, die vertalings sê wyn. Nou, almal glo, wyn is drinkbaar wyn. Nee. So, nou gaan skep hulle en hulle drink daar. Nou, as jy jou huiswerk gaan doen, die tyd in die Bybel, wanneer hierdie huwelik was daar nie suiwer druiwesap beskikbaar nie, want hulle het nie yskaste gehad nie. Dit was nie oestyd gewees nie. Daar was nie suiwer druiwesap nie. Al druiwesap wat daar was fermented, alkoholies. Dis wyn wat dronk geword het. Danville Actatas, 5-kant steen, 'n papsak. So, toe Jesus water in A-graad tempelwyn, die eerste pres, toe hulle daai druiwesap proe, is dit van, wow, waar kry julle hierdie wyn? Waar kry julle hierdie A-graad tempelwyn? Tempelwyn was die duurste wyn wat jy kon koop. En die vra vir hom, hey ouens, waar kry julle hierdie tempelwyn? En as 6 klipkanne vol, kan jy gaan kyk uitwerk, dit werk amper op 500 liter wyn. Wat sê hy daar so uit? Jesus sê, hier is 'n bruilof. Ek maak vir julle 6 klipkanne, die nommer van die mens, dat julle kan bloed drink, soveel as wat julle kan. Dit is my bruilof, drink, want oral waar Jesus is, word daar 'n fees gedoen. My bloed is fees. Nou kom ek sê gou vir jou, jou Bybel sê, jy mag nie dronk word nie. En jou Bybel sê, wee die een wat 'n struikelblok is vir 'n ander een. Wee beteken terror unto you. Dis 'n sonde as jy 'n ander man laat val. Want Jesus sê, die een wat die kleinste in my koninkryk laat val, wee hom. Sou Jesus, hy het water in wyn verander, maar sou dit alkoholiese wyn wees. En een ou in daai hele bruilof het gekyk en gesê, hey, 500 liter gratis papsak. Nou gaat ons braai. En een van die ouens klap sy vrou. Wie was die ou se struikelblok? Want as daar nie wyn was nie, het daai ou nie dronk geword. Ja, maar hy moes self kies om nie dronk te word nie. Mense, dan sou die skrif nie gesê, jy mag nie 'n struikelblok wees. Hy gaan sy eie pak swaal kry, streng daarmee nie.
Maar Jesus sou nie die vlekkelose lam gewees het, as hy 'n ander man laat struikel het. As een van daai ouens dronk geword het, en alles, enige van die vrugte, vrotvrugte, sê die Bybel, die vrotvrugte van drankenskap. As een van daai ouens, een van daai vrugte gedra het, was Jesus die skuldige, dan was hy nie vlekkelose lam nie. As Jesus alkoholiese drank, binne die reinigingsgebruikklipkanne gesit het, het hy die tempelwet gebreek, want hy sy eie wet gebreek. Jesus is die woord, hy is die vervulling van die tabernakel, hy weet presies van die tabernakel, hy is die woord, want hy sy eie wet gebreek, en die lys gaan aan. Tweedens, hierdie goue beker, as jy die Bybel gaan lees en verstaan, wat beteken goud? Goud is heiligdom, dis perfektheid, daar is niks verkeerd nie. As jy nie daai druiwe gebruik nie, maar jy vat sherry, ek sê nou my, die sherry wyn, en jy gebruik dit, ontreinig jy die heilige beker. Jy moenie daar gaan nie. Vrees die Here jou God bo alles. Moenie ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis nie. Hierdie eerste van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Niemand het eers geworry oor dronk word wyn, sou daar wees, soos ek sê. Maar toe daar iewes skielik, hy die bloute uit, suiwer druiwesap, die suiwer tempelwyn gekom het, was dit die talk of the town. Niemand, dis onmoontlik gewees om druiwesap te hê. Maar met God is alles moontlik. Een vrug, een boom, ken die boom en sy vrug? As verbondsmaal ook dronk word wyn kon gehad het, en sy disippels het geloop van huis tot huis, en hulle het brood gebreek. Ek wonder sou hierdie ons gelyk het hier teen 7 die aand. Nog enige veel? Kom ons gaan nog 'n bekeerlingkie maak? Dink vir julle self, mense, die Here is rein, heilig en suiwer. Die laaste ding wat ek hieroor wil sê, Jesus came to set the captives free. Jesus het dooie mense, geestelik dood, kom lewendig maak. I came to give dead man life. As ek hier in my kerk is, sê nou maar, ons het sherry gebruik, whatever alkoholiese wyn die kerker daar buite gebruik. En hier stap 'n man en 'n vrou in, wat, ek ken hulle is nuwe mense, en ek verduidelik, vandag hou ons verbondsmaal, en ek gaan aan oor die bloed van Jesus, ek gaan aan oor die liggaam van Jesus, en die bloed van Jesus gaan mense vrykoop, en kyk, ek gaan aan, want dit alles is waar. Nou begin ek dit uitskenk, en ek kom by daai ou, en almal drink, ag, prys die Here, en ons worship, en is te lekker. 3 dae later, kry ek 'n oproep van sy vrou, en sy sê vir my, hey, Johan, wat het jy met my man gedoen? Vandat my man uit daai kerk uitgestap het, nadat hy vir die eerste keer in sy lewe verbondsmaal gebruik het, is hy vir 3 dae missing, en ons het hom vanoggend in die gutters gaan optel. Opdronk. Ek sê, mevrou, sorry, waarvan praat jy nou? My man was 'n volslaa alkoholist. Hy het alles in sy lewe gehad, en met sy piek en sy besigheid, het hy alkoholisme gedraai. Ons het alles in ons lewe verloor. Ons het ons kinders verloor, ons huwelik was ten flardes, en. En op 'n manier het hierdie ou by die AA uitgekom. Op 'n manier het hierdie ou opgehou drink, sonder Jesus. Ons was nie eens gered gewees nie. Ons is vir 5 jaar, is my man nou nugter. Het was 'n harde pad. Ons het weer van niks af opgebou. En Gertjie het vir my gesê, kom daar na Teshuwa toe, kom na die kerk toe. Hierdie visser het uitgegaan, het vissers van mense gemaak, en hy het 'n hoek gekry, en daai ou het Jesus aangeneem, hy en sy vrou, hulle het Jesus aangeneem, dit was hulle eerste dag in die kerk. Ek weet nie daarvan nie, ek vra nie vir almal wat hulle vir stories lê aankom nie, en hier drink daai ou, dronk word wyn, en gevra jy vir enige ex-alkoholist, wat gaan gebeur as hy sherry drink? 9 uit 10 uit, val hulle terug, 9 uit 10 uit kry hulle 'n relapse. So daai ou sê reguit vir jou, die bloed van die lam, daai bloed van Jesus wat jy van praat, het my laat terugval in alkoholisme in. Die bloed van jou Jesus het my weer waar ek is.
Sorry mense, daai is nie my Jesus nie, daai staan nie in my skrif nie. Die bloed van die lam is rein, heilig en suiwer. Die bloed van die lam kan elke alkoholist drink, soveel as hy wil, want dis suiwer, en daai bloed sal hom skoon was en vry maak. Kom uit die leuns van Satan uit, kom uit die hoer van Babylon uit, en skink, suiwer, agra, tempel, druiwesap, as jy sê, dis die bloed van die lam. Ek vermaan jou in liefde, my broer en suster, maar maak daarmee wat jy wil, want jy gaan voor God se troon staan, nie ek nie. Nou kom ons, so jy is nou in, gesterf in die eie ek, op 'n daaglikse basis, jy is eenmalig gedoop, en jy was jou met die waterbad van die geloof, jy gaan nou in die heiligdom in, jy is gevul met die Heilige Gees, jy bepeins die skrif dag en nag, jy ken die woord, die swaard, nou gaan jy begin gebede. Jou gebede word aanneemlik vir die Here. So daai verwys, die reukwerk altaar, verwys na jou gebedslewe. As jy nou weer eens deel 1 gaan kyk, gaan jy sien, dit kan nie enige speserye wees nie, dit was 'n spesifieke klomp speserye wat deur die speserymaker gemaak was, wat God aangestel het, wat die gees van wysheid, 'n enkel gees van wysheid gekry het, van God se troon af, om 'n spesifieke persentasie speserye te maak, of aan die brand te steek, laat God sê, ja man, daai ryk mos nou so 'n pure room koffietjie. Daai ryk mos nou so 'n ou fillet steakie, whatever vir hom aanneemlik was. Jy kan nie bid soos jy wil nie. Almal se gebede is ewe sterk. Nee, dit is nie. Ons gaan nou kyk daarna. Bid sonder ophou. Hulle moes daai ding doen oggend en aand. So die Here sê, onthou die tabernakel is nie dis hoe jy dis die frekwensies nie. God gee vir jou 'n raamwerk wat sê, dis die minimum wat ek wil hê jy moet doen. So hoe gereeld moes hulle olie in die lamp gooi om die lamp aan die brand hou, oggend en aand. Wat beteken dit? Dis daai verhouding met die Heilige Gees. Dis 'n konstante vervulling met die Heilige Gees. Dis nie eenmalig en 'n slaan nie. Dis werk mense. Om gered te word is eenvoudig as maklik. Om gered te bly is moeilik. Ja, so nou is jou gebede, jy is nou gees vervuld, die skrif is in jou verstand, so nou met die skrif in jou hart, met die Heilige Gees in jou lewe, nou word jou gebede aanneemlik vir Koning Jesus. Jou gebede is nou 'n lieflike reuk. Jou gebedslewe is gees en waarheid, gevul met die Heilige Gees, skrif gebaseerd. God sê, daai is my taal, daai is my gees, jy praat my taal, my wedergebore kind van Jesus, jy klink soos 'n wyse maagd, dis die bruid van my seun. Jakobus 5:16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Almal se gebede is dieselfde. Nee, as iemand siek is, laat hom die ouderling inkom. Want die ouderlinge weet dinge wat die average ouetjie nie weet nie. Melk van die geloof, waar is jou volwassenheid in die geloof? Die vurige gebed, jy kry mos daai in, sê gaan Vader, sê gaan stop. Nee, ons het nou gebid vir kos, dankie. Daai gebed kan jy los, dit beteken niks. Jy sê 'n rympie op in jou hart sien naby daar. Aba Vader, ek dank U vir die kos wat U op my tafel sit. U is my voorsienaar. Seën hierdie kos my liggaam. Amen. Jy kan 'n rympie sê, maar dink wat jy sê, en leef hom met jou hart uit. Die vurige gebed, warm, ordentlik, nie skree nie, vurig, regverdig. God sê, Matteus 6:33, maar soek eers my koninkryk en my geregtigheid, dan sal al die dinge by jou gebeur. So die regverdige is lewe uit God se liefde uit, lewe uit God se manier van dinge doen. So as jy die vurige ene, die ou wat in vuur kan staan, gevul is met die Heilige Gees, al 7 geeste, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Aha. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede
nie verhinder mag word nie. Dis van die mans wat nie eers weet van hierdie skrif nie. Ja, en as ek berading en bevryding met mans doen, ja, maar ek bid teen die siening vas, God hoor nie my gebede aan nie, dan gaan ek hiernatoe. Hoe is jou verhouding met jou vrou? Hoe hanteer jy jou vrou? Hey, dan sorg die ding uit. Jou gebede mag verhinder word, as jy jou vrou hanteer soos, laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande, soos die aandoffer. My vriend, as ek vir jou vra, het jy al ooit jou hande opgelig na die heilige God toe, en jy sê nee, het ek vraagtekens vir jou. 1 Timoteus 2:8, ek wil dan hê, wat sê hy? Ek wil hê, sê Vader, dat manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef, sonder toorn en twis. Met ander woorde, broers, moenie onder mekaar beklei nie, moenie onder mekaar, nie. Die liggaam van Christus moenie dit doen nie. Ek wil hê julle moet heilige hande oplig. Abba Vader, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die heerlikheid. Loof en prys om, garments of prys, jy lig hande op. Gaan staan jy in 'n sekere kerk en hulle speel 70 kerkorgels daar, jy lyk soos 'n oudtydse troep toe hulle nog troepe was, ek was in die weermag, jy's doodstil op parade, en jy lyk soos Lot se vrou, Soutpilaar. Lof, prys die Here, het jou. Dis nie the joy of the Lord daai nie. Dis nie garments of prys nie. Maar dit moet uit jou hart uitkom, uit 'n verhouding uitkom. Openbaring 5:8. Goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van die heiliges. Sê weer, met die gebede van die heiliges. Are you set apart? Are you holy? Die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon lê. Mag jy vurige gebede hê wat aanneemlik is vir God, my vriend. Nou beweeg ons van die heilige na die allerheiligste toe. Enter with boldness. So Jesus het ons die voorhangsel geskeur toe hy gesê het, Telestai, it is finished, it is done. Laat ons dan met vrymoedigheid, boldness, na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry. So, Ou Testament, net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar op Yom Kippur kon hy ingegaan het. Andersins, nou access. Nou kan ons elke dag, as jy deur God se orde gegaan het, die tabernakel, kan jy by die heiligdom uitkom. Terwyl ons dan, broeders, medegelowiges, vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Daai ouens wat nie glo Jesus was fisies op aarde in die vlees nie, dit is sy vlees. Hy het geloop op die aarde. En ons 'n groot priester voor die huis van God. So Jesus is nou ons hoëpriester. Ons beweeg nou na die verbondsark toe. En mense, die bloed van die lam was daar bo-op die mercy seat. Hierdie barmhartigheid wat hulle gebruik vir mercy werk nie vir my nie. Maar as dit vir jou werk, oulik. Mercy beteken soveel beter. So die bloed van die lam is op die mercy seat en die 10 gebooie is ons nou daar binne. So dis waar ons mercy kry as ons daar deur gaan. Hier is nou die hoëpriester wat op Yom Kippur ingegaan het en hy het 7 keer die bloed van die lam op die mercy seat gedoen. En Jesus het dit kom vervul toe hy gesterf het as die lam van God, het sy bloed vir ons die tuin van Eden oopgemaak. Onthou julle, daar's 2 gerubs, toe Adam en Eva uit die tuin van gerub uit die tuin van Eden uitgejaag is. Ek gaan nie in daai detailing gaan nie, as 'n teaching op sy eie. Toe hulle uit die tuin van Eden uit is, toe sê Vader, dat daar 2 gerubs by daai hekke staan en niemand sal weer terugkom nie. Dan gaan lees jy in Openbaring die 7 kerke. In die een van die kerke sê hy, aan die wat oorwin. 7 kerke, al 7 is heilig. Al 7 is so-called Christene. Maar God sê in al 7 kerke, aan die een in die kerk wat oorwin. Jy kan 20 mense in my kerk sit. Net die oorwinnaars gaan bruid wees. Net die oorwinnaars
gaan hemel toe. So 5 uit die 10, 10 uit die 20 mag dalk dit maak. Die wat oorwin, sal ek gee om in die paradys van God te gaan woon. So as jy alles volbring het, in my naam, deur my naam, volbring het, is sy wette nou op jou hartkamer geskryf. Soos jy een van die ouens is wat nog beklei oor God se wette, ek sê ander wette, dan sy wette nog nie op jou hartkamer gaan skryf nie. Gaan lees Jeremia 31 vers 31, dan gaan jy die beautiful belofte van Jesus sien, waar hy sê die volbringing, ek gaan in die toekoms gee, dat my wette op hulle hartkamer geskryf word. Dis amazing. So Vader, die Shekinah glory, dis die lig wat daar tussen twee gerubs is. Hierdie Shekinah glory, wat gewandel het saam met Adam en Eva in die paradys, is tussen die gerubs. Nou kyk hy af op, of deur die bloed van die lam, op die mercy sit, en hy kyk na die 10 gebooie, na God se bruid, wat onder hom is. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle hartkamer skryf. Soos sy wette in jou verstand is, en jy die helm van verlossing op, is jy verlos van die vloek van die wet. Galasiërs 3 vers 13 sê Jesus, ek het vir julle 'n vloek geword, deur aan die vloekhout te hang, dis die kruis. Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang. Jesus het die vloek van die wet weggevat. Wat is die vloek van die wet? As jy die wet gebreek het, in die Ou Testament het jy doodgegooi met klippe. Prys die Here, ek gaan nou nie meer dood as ek sy gebooie breek nie. Ek bely met my mond, berou in my hart, dan is hy getrou en regverdig om my te vergewe en nooit weer aan te dink nie. Dankie, koning Jesus. En nou is sy wette op my hartkamer geskryf. Hoekom nie meer kliptafels nie? Want hartkamer beteken verhouding, 'n lewende verhouding met 'n Skepper Vader. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. God het nog nooit sy gebooie weggevat nie. Bewaar sy gebooie. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Hier's 'n tip vir julle. Moenie in die strikval, die leenval van die liefde van vandag in die wêreld nie, wat in die kerk afgedwing word nie. Want die kerk het ons getrou met die wêreld, sadly. Die helfte van die kerke vandag gaan buite, is sinagoges van Satan. As jy sien die vrugte wat hulle dra, die werke wat hulle doen. En Jesus noem het self, Laodicea. Wat se liefde praat hy van? As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Soos Christus in my is ek en die Vader een. Niemand gaan by die Vader uitkom, behalwe deur die Seun. So wat is sy liefde? Sy gebooie. So as Adam van Adam hou, dis nie God se liefde nie, want dit is teen sy gebooie. As Eva van Eva hou, dis nie in God se liefde nie. Dis nie sy tipe liefde nie. Dis wêreldliefde, dis lust and perversion. Dis nie van Vader af nie. Bely met jou mond, bekeer. My kerk se naam Teshuvah, bekeer jou, terwyl God nog te vind is. Die ketubah, wat is dit? Die ketubah is 'n huwelikskontrak. Dis God se huwelikskontrak aan my en jou. Ketubah is God se 10 gebooie. Toe hy in Exodus 19 plus, het Vader vir Moses opgeroep, en hy het vir hom die 10 gebooie gegee. Hy sê, dis my huwelikskontrak aan my bruid. Ou Testament, God verbondsvolk. 10 gebooie, 'n huwelikskontrak aan God en sy verbondsvolk. Die verbondsark staan vir die verbondsvolk se getuie. Nuwe Testament, hierdie is nou op jou hartkamer geskryf. Jesus sê, dis my ketubah, dis my huwelikskontrak aan jou. Sal jy my gebooie onderhou, gaan bestudeer sy gebooie, dan sal jy die wet vervul uit liefde, deur die bloed van die lam, gevul met die Heilige Gees. Dis die wil van die Vader. Mag jy getroud wees met koning Jesus. Mag jy ook sy bruid wil wees. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, ja, maar ons almal bid, wanneer die ware aanbidders, die wat
Die vurige gebede van die regverdiges, die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek, jy like dit nie, hy soek die mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, kan as hulle wil hom in gees en waarheid aanbid. Nee, Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. God is gees en waarheid. Julle moet hom in gees en waarheid aanbid. Wat bedoel gees en waarheid? Jy is nou in die wêreld, jy het in die deur ingekom, jy sterf aan die eie ek op 'n daaglikse basis. Jy's wedergebore, so die geesmens het opgestaan. Jy kan nou in die heiligdom ingaan, want hierdie is die heiligdom. In die heiligdom is jy vervul met die Heilige Gees. Die skrif bepeins jy dag en nag. Die skrif is op jou hartkamers. Alles is lekker. Jou gebede is gees en waarheid, want dis gees en waarheid. Hierdie ou bid nog, hierdie ou in die buite voorhof is nog bietjie weird. Hy bid nog bietjie wêrelds en hy's nog op die melk van die geloof. God gaan sy gebede aanneem vir wat hy is, vir waar hy is, maar hy gaan hom nie vir altyd aanneem as hierdie ou vir 10 jaar hier bly nie. Nee. So hier's die heiligdom, en ek is vas oortuig, dis van waar die 5 wyse maagde gaan wees. Hierdie is die beskrywing van die 5 wyse maagde. As jy daai volbring het, sal jy deel van die 5 wyse maagde wees. As jy nog vashak hier by die doopbad, gaan jy nie die wegraping sien. Ja, nou glo jy nie. Binnekort is die the All Believers Conference, die alwetende, alwysende, alomteenwoordige God, gaan sy bruid kom haal, en slegs hy kan kies, die wat hy soek, wat so moes bid, gaan hy kom haal, en al die ander, wat godsdienstig was, wat gerebelleer het, ek waar nie hier, dis jou opinie, jy sal agterbly, en dan, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapskraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Dis Satan, dis vals profete, dis die vals apostels, dis die dwaalleringe wat in die kerke inbeweeg, want hulle is nie deur God se orde nie. Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Dis nie deur Boeddha nie, is nie deur Islam nie, dis deur Jesus Christus. Hy is die enigste weg waar ek nie lewe. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, want julle het nou gesien die orde van God, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Ingaan waar? In die tabernakel. Uitgaan waarheen? Gaan heen, maak vissers van mense. Gaan uit, gaan kry hulle in. Na buite gaan jy veiding kry en jy gaan binne veiding kry. Beide. En ek lê my lewe af vir die skape. Prys die Here, want die lewe aflê, het my en vir jou die genade gegee om in te kom. So Jesus is die weg, dis die deur, die enigste deur. Jesus is die waarheid, daai opening daar, dis die waarheid. En Jesus is die lewe. Ek hoop Johannes 14 vers 6 maak my vir jou bietjie meer sens, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand sal by die Vader uitkom behalwe deur my nie. Jy moet God se orde doen, dan gaan jy by die Vader uitkom. Dis amazing, hoe God hierdie detail van my en jou gee, en jy weet presies wat die padkaart na die hemel toe, die padkaart na die Vader se hart toe. Moenie nou alleen val van, ja maar Jesus ken my hart. Nee, hy ken die intensie van jou hart. Die vraag is, weet jy wat die intensie van jou hart? Moenie laat Satan jou vang, jou mislei, jou laat afvallig raak nie. Bly op die woord, bly op die weg, die waarheid in die lewe, doen wat die Here sê. En al die goed wat ek nou vir jou gesê het, jy kan of kwaad raak vir my, of ek is wetties, of ek is legalistic, of jy kan soos ek, die goed lees en jy sê, daar waar die pak slaas en sê, Here dankie, dat ek nie meer daar is nie, en ek kan sien van waar u my vry gekoop het van, ek kan sien hoekom ek nou streef en heilig maak, want ek het al die goed al afgesterf, en die goeie punte kan ek sê, dankie Here, ek volbring dit al, en ek sien uit
na die Vader. Ek's nie bang vir die trompet wat gaan blaas nie, want ek weet ek gaan dit maak. So as jy nog vashak hier, en jy raak kwaad, mag die Heilige Gees jou oortuig van sonde en ongeregtigheid, sodat jy tans terwyl dit nog available is, die bloed van die lam kan gebruik om jou sonde skoon te was, sodat jy kan begin beweeg in sy koninkryk in. Dat jy sy koninkryk kan sien, en sy koninkryk kan ingaan. Ek bid en vertrou dat elkeen wat ore het nou gehoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Mag jy doen wat die Here sê, en mag ek en jy mekaar binnekort op die wolke kry. En as dit nie binnekort op die wolke is nie, tot dan, gaan heen maak vissers van mense. As ons by mekaar kom, bid vir mekaar, fellowship saam, en ons is een liggaam, een Here, een geloof, een doop. Ek spreek lewe oor jou uit, in Jesus naam. Ek spreek vrede oor jou uit, in Jesus naam. En mag goedheid en guns jou volg, my vriend. Laat dit jou goed gaan. Al my Jesus liefde, van Teshuva gemeente, hier in Tauranga, Nieu-Seeland. Bye bye.